Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en ons begin vandag 'n splinternuwe reeks met die titel Antwoorde op moeilike tekste. En my oogmerk is om deur die loop van hierdie reeks 'n bietjie lig te werp op gedeeltes in die woord wat soms vir ons moeilik is om te begryp en wat ook baie keer buite konteks gebruik word en dan nog meer vrae laat ontstaan as antwoorde. Ek dink byvoorbeeld aan Job. En ek dink aan Paulus se doring in die vlees, die oordeel as jy die nagmaal verkeerd sou gebruik, die soewereiniteit van God, en daar's nog 'n klompie meer waaroor gelowiges al in die verlede gestruikel het. Ek ken nie gesukkel met hierdie tekste, want baie van hierdie onderwerpe in tekste het my en my vroeëre verhouding met Abba laat wonder, en het ek soms die lewe vir myself onnodig moeilik gemaak. So ek wil vandag hierdie reeks afskop met die gedeelte in Matteus 7 waar Jesus self sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Ek het al na soveel preke geluister wat hierdie gedeelte ergens deur die loop van die boodskap aanhaal, en in meeste van die gevalle word dit gebruik om wedergebore gelowiges te waarsku. Jy moet op jou tone bly, want jy kan nie seker wees of jy dit gaan maak nie. Want jy sien, hier sê Jesus self, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. En ja, as jy daai gedeelte van die teks net so gebruik, dan klink dit tog asof dit is wat hy bedoel. Al sê jy nou vir hom, Here, Here, is daar steeds 'n kans dat jy die hemel sal mis. En dan gewoonlik, direk hierna, gee hulle dan vir jou 'n lys van moedse moenies wat jy veronderstel is om nou gesed na te kom, sodat jy jou kanse kan verbeter. Maar dit is nie die evangelie nie. Want wat maak ek nou met skrifte soos Johannes 3 vers 16, waar Jesus self sê dat hy gekom het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier noem Jesus dat geloof in hom die enigste voorwaarde is. Of wat maak ek met Romeine 9 vers 9 tot 11, wat sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Met jou mond bely, met jou hart glo. Vers 10 sê hy, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Want die skrif sê, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. Hier staan uitdruklik, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam word nie. As jy in hom glo, as jy jou geloof en vertroue in Jesus Christus geplaas het, sal jy nie beskaam word nie. Man, daar is so baie skrifte wat by my opkom, dat het vir my moeilik is om te stop. Maar ek wil net nog 'n paar gedeeltes aanhaal, sodat ons net opnuut absolute sekerheid kan hê, ons is verlos omdat ons ons geloof in ons Here Jesus geplaas het, punt. Daar is nie 'n ander manier nie, en as jy jou geloof in hom geplaas het, kan jy verseker wees, jy is 'n nuwe skepsel, 'n seun van God, en jou toekoms is verseker. Romeine 3 vers 23 en 24 sê, want almal het gesondig en ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. En hiermee saam Efesiërs 2 vers 8 wat sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dis die gawe van God, dis die geskenk van God, dis uit genade, sonder verdienste. Jy kan nie jou verlossing verdien nie, jy kan net daarvoor glo. As jy jou vertroue in Jesus plaas, is jy wie hy is. Kyk wat sê 2 Korintiërs 5:21 hieroor. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons sonde is op Jesus gelaai aan die kruis. Maar nie net dit nie. Ons het ook daar aan die kruis, wanneer ons geloof in hom plaas, het ons daar gekry wie en wat hy is. Seun van God met die geregtigheid van God. Net nog 'n laaste enetjie, net vir die wat wil argumenteer dat sonde jou uit die koninkryk kan hou. En so terloops, hierdie is deel van die bewoording van die nuwe verbond, waarin ons staan deur die bloed van ons Here Jesus. Hy sê in Hebreërs 8 vers 12, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtigheid en hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.
Geliefde seun en dogter van God, hoor jy wat onderneem jou pa rondom jou sondes en oortredinge? Hy sal nooit weer daaraan dink nie. Nooit weer nie. Ook nie met die wederkoms nie. Ook nie in die oordeelsdag nie. Nooit weer nie. Hoekom nie? Want jou Here Jesus het al jou sondes op hom geneem. Vir God om op enige stadium aan jou sondes te dink en jou weer daarvoor te wil straf, is vir hom om vir Jesus te sê, jou betaling was nie genoeg nie. En dit weet ons kan en sal nooit gebeur nie. So wat leer ons uit al hierdie? Dat toe Jesus in Matteus 7 gesê het, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, dat hy nie besig was om van my en jou as wedergebore seuns en dogters van God te praat nie. Hy was besig om van 'n ander groep mense te praat. En wie was dit? Wel, kom ons kyk net na die vorige klompie verse en ons sal baie gou uitvind. In vers 15 begin Jesus van 'n ander groep mense praat. Vers 15 begin so: Maar pas op vir die valse profete wat in skaapsklere na julle kom en van binne roofsigtige wolwe is. Is dit moontlik dat hierdie hele gesprek daarop gemik is, nie om ons as wedergebore seuns en dogters bang te maak nie, maar om ons gerus te stel dat die valse profete sal nie kan ingaan nie. Moenie oor hulle stres nie, God sal hulle uitsort op die oordeelsdag. As die Here wil, dan gesels ons in ons volgende gesprek verder en in meer detail hieroor. Maar vir vandag wil Jesus hê dat jy moet weet, as jou vertroue in hom is, as jy hom bely as jou verlosser en as die seun van die enigste lewende God, en as jy glo dat hy vir jou sondes betaal het en dat God hom uit die dode opgewek het, dan het hy jou gees gewederbaar en is jy vandag 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesie, 'n seun van God, en dan is jou naam in sy handpalm gegraveer en kan jy met opgewondenheid uitsien na sy wederkoms sonder vrees. Dit is deel van jou erfporsie. Dit is die evangelie. Ek sluit af met 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Nie vrees nie, maar ons kan vrymoedigheid hê in die oordeelsdag, want soos hy is ons ook in hierdie wêreld. Here, dankie vir u evangelie wat dit vir ons duidelik maak. Daar is nie 'n onduidelikheid in u evangelie nie. As ons ons vertroue in u plaas, is ons gewederbaar. Is ons u seuns, is ons u dogters, is ons deel van u familie, is ons deel van u gesin. Sit ons aan die regterhand van Jesus nou in hemelse plekke en kan ons vrymoedigheid hê met die oordeelsdag, want ons plek by u is verseker. Dankie Here, want u betaling was genoeg. In Jesus naam, amen. Geliefde van Jesus, hou jy net jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.